Fantasties. Vriende, 'n Christen is nooit onder omstandighede nie. Dalk in die oë van die wêreld, dalk in die oë van ongelowige gelowiges, as daar so 'n term is. Maar 'n Christen is nooit onder omstandighede nie. Jy is ver bokant omstandighede. Het jy geweet Christus is bokant omstandighede? En ek is in Christus. Het jy geweet, Christus sê die woord van die Here is bokant alle owerhede en elke magte en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige wêreld. En waar is ek en jy? Ons is die liggaam van Christus en ons is in Christus en hy is in ons. Dit beteken eenvoudig, as iemand sê ek is onder omstandighede, dan plaas jy Christus onder omstandighede. Dit klink vir my baie verkeerd om so iets te sê. Sê bykie saam met my, ek is bokant omstandighede. Nou die Bybel is baie duidelik en Paulus wil hê, ek en jy moet hierdie onmeetbare groot realiteit, hierdie werklikheid, moet ons besef. Paulus sê dit eintlik so sterk in Efesiërs. Hy sê in vers 16 van Hoofstuk 1, ek hou nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink dat. En hy praat oor hierdie saak. Hy sê, hy hou nie op om te dink en te bid oor hierdie saak vir julle, dat jy hierdie werklikheid moet weet, dat jy far above is nie. You are far above. Dis een van die belangrikste dinge wat Christene moet weet, want as jy die mentaliteit het van 'n victim, if you have a victim mentality, you will never be a victor. Maar as jy weet, dat jy ver bokant is, dan sal jy dit weet, en as jy dit weet, dan leef jy soos een wat dit weet, en dan vlug die duiwel van jou. Dis die realiteit wat die duiwel wil hê, jy moet nie weet nie. En daarom sê Paulus, ek hou nie op om te bid vir julle en te die Here te dank dat jy hierdie ding moet weet. Lees dit self in jou Bybel, Efesiërs 1 vanaf vers 16, in die ewige woord van God. Hy sê, hy bid in vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus jou wysheid sal gee oor hierdie saak. Hy sê verder in vers 17, hy sê kennis oor hierdie saak. Vers 18 gaan aan, hy sê dat jou oë van jou verstand oor hierdie saak sal oopgaan, verligte oë van jou verstand. En dat jy sal weet wat die grootheid van sy krag is. Die ou vertaling gebruik eintlik hierdie woorde, die uitnemende grootheid is, omdat jy hierdie dinge nou glo, omdat jy weet wie jy in Christus is, far above. Ag, ek wil dit net gou sê, sodat die engele dit kan hoor, sodat die Here dit moet hoor, dat ek dit glo, sodat die Vader, die Seun en die Heilige Gees dit moet hoor. Ek wil dit net gou sê, dankie Here, dankie Here dat ek far above is, want ek is in Christus Jesus, die verreëse heiland. Weet jy, die duiwel het dit dalk ook nog gehoor, en hy sidder, hy bewe, omdat ek hieroor met jou praat, hy wil nie hê, jy moet dit weet nie, en daarom bid ek dat jou ore nou sal hoor, dat jou gees dit sal hoor, dat dit diep in jou hart sal insak. Hy sê, ek wil hê julle moet weet wat die grootheid van sy krag is in en vir ons wat glo. Daar's 'n unmeasurable, 'n onmeetbare soort krag beskikbaar vir jou. Hou op om te dink jy's onder omstandighede. Baie mense dink hulle is die voetsool. Almal trap op hulle. Vriend, as jy die voetsool is, then you are still far above. Ver bokant, want die Bybel sê in vers 21, kom ek lees vers 20 van Efesiërs 1. Hy het Christus opgewek uit die dode en hom laat sit aan sy regterkant bo alle owerheid, die Engels sê far above, bo alle owerheid, bo alle mag, bo alle, elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, en hy het alle dinge, alle dinge aan sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is. Hy is die hoof, ek en jy is die liggaam, en waar is die liggaam? Ver bokant alle dinge. Ag, wil jy dit nie? Wil jy nie? Dis nou die plek waar jy moet uitgil. Halleluja. Jy's bokant die kranke gees wat jou wil aanval. Jy's bokant daardie armoede wat jou lewe wil bedreig. Jy's bokant daardie situasie wat jou lewe wil ruïneer. Jy's ver bokant elke naam.
die duiwel se naam, jy's bokant sy naam, jy's bokant siekte, jy's bokant vernedering, jy's bokant stres, jy's bokant depressie, jy's bokant elke naam wat genoem kan word in hierdie wêreld, is jy ver bokant. Ja, kan dit wees dat ek ook bokant dit is? Ja, die Bybel sê so in Hoofstuk 2 vers 6 van hierdie Efesiërs, hy sê daar so, ek is saam met hom opgewek, ek is saam laat sit in die hemele in Christus. Toe Christus ver bokant is, toe sê hy, jy is saam met my laat sit in die hemele in Christus. Jy's bokant dit. Iemand sê een keer, die duiwel, iemand anders het dit sê, hy sê die duiwel het hom gery hierdie week. Wat soek die duiwel op jou rug? Jy is bokant hom. Dis kom die Bybel in Jakobus 2 vers 7 sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Weerstaan die duiwel, Petrus sê dit ook, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Nergens in die Nuwe Testament na die kruisiging van Jezus is daar een vers waar daar staan, jy moet tot God bid dat hy die duiwel van jou af sal weerstaan nie. Daar is nie so 'n vers nie. God moet nie die duiwel weerstaan nie, jy moet hom weerstaan. Sê vir siekte om te gaan. Sê bietjie siekte gaan. Sê depressie, ek beveel jou om te gaan in die naam van die Here. Sê bietjie vir daardie omstandigheid om te gaan. Dis God se wil dat jy gesond moet wees. Baie mense dink dis sy wil dat jy armoedig, gebrekkig en siek moet wees. Iemand het een keer gesê, die Here wil seker maar hierdie siekte op my gesit. Dit is seker maar sy wil. Nee, die Bybel sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Daar kan niks meer verder van die waarheid af wees, is so dwaase stelling. Die Here wil nie hê jy moet siek wees nie. Die Here wil hê jy moet gesond wees. Jy moet oorvloed hê. Wat sê die Bybel in die agterste Johannese? Hy sê, geliefde, ek wens dat het met jou en alles goed mag gaan, en dat jy gesond sal wees, soos wat het met jou siel goed gaan. Wat sê Dawid in Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dis omdat jy 'n mentaliteit het van onderomstandighede, lees 'n bietjie Efesiërs, as daar iets is wat die Here wil hê, jy moet weet, Paulus sê, ek bid dat jy dit moet weet. Die hoeveelheid krag, die onmeetbare groot krag wat vir jou tot jou beskikking gestel word. Die Bybel sê in Romeine, oor hierdie krag, Romeine 8 vers 11, hy sê, it's the same power that raised Jesus from the dead, that dwell in you. Hy sê eintlik, if that same power that raised Jesus from the dead dwell in you, it will quicken your mortal body. Dit sal hierdie sterflike, nie gestorwe nie, sterflike. Met ander woorde, jy is nog nie dood nie, maar hierdie omstandig, hierdie lewe, it will quicken this mortal body. Dit sal hierdie sterflike omstandighede, daar gaan lewe in jou beginne lewe. Paulus sê, ek bid dat jy hierdie dinge moet weet. Kolossense 2, vanaf vers 12, praat ook oor hierdie stuk. Kom ek lees dit vir jou. Kolossense 2 vers 12 en 13. Kolossense 2 vers 12 sê dit so. Kom ek lees. Kom ons lees vers 12. As julle saam met hom begrawe is in die doop, dan word die dag toe jy laat doop het, toe jy begrawe, as jy saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof, dan word het toe jy in 'n nuwe lewe begin wandel. Julle wat dan dood was, ek was dood, deur die misdade, onbesnedenheid, is saam met hom lewend gemaak. Saam met hom lewend gemaak. Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 sê, julle het hy lewend gemaak. Ek was dood, maar ek is nou lewend gemaak. Toe ek my laat doop het, toe het my reis begin. That is your next step. The baptism is your next step. As jy nog nie gedoop is dit jou volgende stap. Weet jy, my liewe vriend, dan word jy lewend gemaak, sê Kolossense 2 vers 13 en Romeine 6 sê dieselfde verse. Hy sê dieselfde in Romeine 6. Vriend, wanneer jy lewend gemaak is, dan sit jy saam met Christus in hemelse plekke, in 'n plek van autoriteit en gesag.
En dan word waar wat in Markus 11 sê, ek sê vir elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou nie sê, dan word waar wat in Lukas 10 vers 19 staan, elkeen, kyk, Lukas 10 vers 19 sê, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, oor al die krag van die vyand. Daar's geen krag wat van die vyand wat nie aan jou onderworpe is nie. Hy moet buig, maar omdat jy dit nie weet nie, verklaar jy jou onderworpe aan sy krag. En nou kan hy kom kwaad doen in jou lewe, rampokkerij doen. Hy kan kom toi en kom raas in jou lewe, omdat jy nie weet dat jy gesag en autoriteit het nie. Het het tyd geword dat jy jou hand soos 'n verkeersman oplig en sê, genoeg is genoeg. Vyand, ek weerstaan jou in die naam van die Here. Die woord weerstaan is 'n sterker woord, is om net te sê. Weerstaan beteken amper, as 'n bietjie meer krag in weerstaan. Weerstaan beteken amper so stamp. Weerstaan die duiwel, hy sal van jou af wegvlug. Hy het geen keuse nie. Die oomblik as jy weet dat jy nie onder hom is nie, maar bo hom is. As jy die oomblik as jy weet wat die grootheid van hierdie onmeetbare krag is. Die oomblik as jy weet dat jy in autoriteit staan teenoor die duiwel, dan moet hy wegvlug. Hy het geen ander keuse as om te vlug nie. Kom ons sien die prentjie, daar is dalk 'n gees van siekte wat jou aanval. Hy suig vast, dalk op, kom ons sê op jou longe. Wil hy die prentjie sien van hierdie gedrog wat op jou longe is? En dan sê jy vir hom, vyand gaan. Hy sal dalk vir jou sê, ek wil nie. Dan sê jy vir hom, gaan in die naam van die Here. Moenie tot God bid dat hy God moet wegvat. Die God het dit gegee aan jou om het te doen. Ons noem het gedelegeerde gesag. Delegated authority. Kyk, ek gee aan jou die mag, van die vertaling sê authority, ek gee aan jou die mag oor die krag. Authority is groter, autoriteit is groter as krag. Authority above power. Ek gee aan jou die mag oor krag van die vyand. Kyk, ek gee aan julle die mag oor al die krag van die vyand. Daar's geen asma, geen siekte, geen krankheid, wat kan staan teen hierdie autoriteit nie. Hy sê, op sieke sal julle die hande lê en hulle sal gesond word. Hou op om te glo, dat krankheid God se wil vir jou lewe is. Hou op om te glo, dat omstandighede God se wil is. Het het tyd geword dat jy opstaan en sê, vyand, ek gebied hierdie gedrog om van my liggaam af te val. En as hy wil rebelleer, sê jy, gaan in die naam van die Here. As hy sê, ek wil nie, dan sê jy, maar jy moet. In die naam van die Here, ek weerstaan jou, en jy sê dit totdat jy in jou geestes oog sien, of ervaar dat daar die gees het, die wyk geneem. Ek moedig jou vandag aan, om jou autoriteit in Christus te neem, om jou posisie in te neem, en omstandighede te beginne beheer, om gesag te beginne vat. Ek onthou, daar was 'n plek in ons dorp gewees, 'n verkeerde soort plek, 'n vyandige soort plek teen die evangelie, en ek het elke dag af verby gery na my huis toe, en gesê, hierdie plek word 'n kerk. En die plek het toegemaak, en was nie lang daarna nie, die eerste plek wat het geword het, is 'n kerk in ons dorp. 'n Kerk in ons dorp. Daar was 'n plek waar ek gewerk het, vroeër jare, elke dag naartoe gestap het, in die kantoorkompleks waar ons gewerk het, en daar 2 dokters oopgemaak, hierdie sogenaamde kruie dokters, elke dag daar verby gestap, en omdat ons autoriteit het ek gesê, ek sluit hierdie plek, en hulle sal nie die deure van hierdie plek oopkry nie, hulle sal dit met hammers en buitels en boore moet oopmaak, en ek gooi die sleutel in die see. Ek het dit net gespreek, nie hardop nie, want mense wat ongelowig is, verstaan nie die taal van 'n gelowige nie. Toe ek die volgende keer weer daar verby kom, na dalk 'n week of 2 of 3, ek weet nie meer hoe lang jy noem het, 'n paar weke daarna, toe sien ek hulle staan met bore hier. Hulle kon nie die deure oopkry nie. En die mense het weggevlug van daardie plek af. Jy het autoriteit oor die magsgebied waaroor God jou aangestel het. Jy het autoriteit in jou gesin. As jou kinders nog onder jou dak is, het jy autoriteit daar, so hulle staan onder jou autoriteit, onder jou gesag. Neem autoriteit en gesag en spreek dinge oor hulle lewe.
as jy aangestel is die herder van 'n gemeente, het jy autoriteit en gesag oor daardie dorp, spreek dinge oor jou dorp in die naam van die Here. Here het my gesê, elke plek waar jy jou voetsool sit, gee ek vir jou. Ek spreek met autoriteit teen die werke van die vyand, en ek sê dit moet vlug in die naam van die Here. Ek spreek sekere dinge oor ons dorp, wat waar word, ek sien dit gereeld, ek sien dit oralster. Ek spreek geleenthede gaan oop, geleenthede, preekgeleenthede, bedieningsgeleenthede, geleenthede om vir die Here te werk, orals in my lewe spreek ek dit gaan oop, sodat die evangelie weier kan uitgaan. Ek spreek dit in bestaan, ek hou my besig met lewe in oorvloed, want ek is in 'n magsposisie. I am a victor and not a victim. Jy is nie 'n slagoffer van jou omstandighede nie. Paulus sê, as daar een ding is waaroor ek bid, hy sê, ek hou nie op om daaroor te bid nie, sê Efesiërs 1 vers 16. Ek hou nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede bid, dat die Here aan jou hierdie openbaring sal gee van wysheid, van kennis, van verstand, sodat jy kan weet wat die unmeasurable, die onmeetbare hoeveelheid krag is, wat beskikbaar is vir jou lewe nie. Ja, ek weet jy het dit ontvang vandag. Ek weet jy het dit ingedrink vandag. Ek wil jou vra, as dit enigstens moontlik is, dat jy vir 'n oomblik sal sê, Here, ek is jammer, waar ek gedink het ek is die voetsool en onder omstandighede. Ek weet vandag, alles ek die minst belangrikste in die liggaam van Christus, is ek bokant omstandighede. Al dink mense ek is die voetsool, en al het ek self gedink ek is die voetsool. Ek was foutief om te dink dat ek onder omstandighede is. Ek is bokant die omstandighede. Ek is bokant die situasie. Ek is in 'n gesagsposisie, in 'n autoriteitsposisie. Ek is jammer, Here, waar ek gedink het, U moet die vyand weerstaan. Waar ek nie my posisie in Christus ingeneem het nie. Ek neem dit nou vandag in. I am far above. Kom, sê dit 'n bietjie. Jy moet dit hoor hoe jy dit sê, sodat jy dit kan glo, sodat jy jou posisie in Christus kan opneem, en die duiwel kan weerstaan. Ek het die mag om op slange en skorpioene te trap. Wat is slange? Is dit fisiese slange? Fisiese slange sekerlik, maar dit praat van demone. Jy het die mag, sê 'n bietjie, ek het die mag, Lukas 10 vers 19, om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand. Hierdie situasie sal nie meer my gesin intimideer nie. Hierdie situasie sal nie meer my by 'n werk of 'n plek intimideer nie. Hierdie situasie van die vyand sal nie meer teen my staan nie. Ek gebied dit om te gaan in die naam van Jesus. Dit is moeilik om nie opgewonde te raak as jy oor sulke kragtige dinge gesels nie. Dis baie moeilik om stil te staan en temerig te praat. Ek wil vir jou sê, die Here is sterk in jou. Greater is He that is in me than he that's in this world. Weet jy hierdie woord ontvang? Ek wil jou aanmoedig om ons gemeente te ondersteun. WhatsApp daai woord ondersteun vir my. En dan wil ek jou ook aanmoedig om hierdie boodskappe te luister weer en altyd nog 'n keer. Ek wil jou aanmoedig om ons gemeente te kom besoek. En jy weet waarom ons te kry op die hoek van St. Thomas en Dr. Efrastraat. Kom met verwagting, kom, doen 'n bietjie moeite as jy moeite moet doen, maar moenie uitstel daarmee nie, want God het 'n afspraak met jou. Ek seën jou. Tot volgende keer. Kan nie wag om weer met jou te praat nie. Love you all. Tot volgende keer. Bye.